Ons het gister en eergister geleer dat die Here Jesus 2 storms stilgemaak het. Ons het die wonderlike waarheid geleer dat hy in elke storm wat in my lewe woed, by my is. Ons het ook geleer dat ek die Here Jesus in die storms moet raak sien. Ek mag nie toelaat dat die intensiteit van die storm of die grootte van die golwe my fokus van hom af wegtrek nie. Een saak wat gemeenskaplik in albei die oordenkings na vore gekom het was, geloofstandvastigheid kom nie van self nie. In beide die boodskappe is gesê dat jy gereeld moet Bybel lees, gereeld moet bid en elke Sondag in die kerk wees, want dit bou geloofskrag om storms te trotseer. Het is baie maklik om oor hierdie sake te praat as daar nie op die oomblik 'n storm in jou lewe woed nie, dan spekuleer ons al te lekker oor die waarheid hiervan. Die vraag is egter of ek staande gaan bly as 'n volskaalse storm oor my lewe losbars. Gaan my geloof die draagkrag hê en gaan ek sterker aan die ander kant uitkom? In enige storm word ons geloofstandvastigheid bepaal deur dit wat die Here vir ons in sy woord sê. En die Here Jesus leer hier in Matteus 7 vanaf vers 24 vir ons 'n baie belangrike ding. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval, die waterstroom het gekom, en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval, en die waterstroom het gekom, en die wind het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het geval, en sy val was groot. Hoor jy wat sê die Here Jesus vir ons hier? Hy sê, die storm is die toets of jy dwaas of verstandig gebou het aan jou geloofshuis. In vers 24 sê hy, dat standvastigheid gepaard gaan met kennis en gehoorsaamheid. Standvastigheid in die geloof gaan gepaard met kennis van en gehoorsaamheid aan die woord van die Here. As ons na sy woorde luister en dit doen, dan is ons verstandig. Daarom is die oproep van vandag se oordenking dieselfde as die vorige 2 dae. Begin weer om getrou Bybel te lees en te bid en kerk toe te gaan. Sorg dat jou kennis van die Bybel groei. Want kennis van die skrif beteken kennis van God. In die Bybel leer jy God ken in die wyse waarop hy optree en hoe hy met mense handel. En dan leer jy hom vertrou dat hy in jou lewe dieselfde sal doen. Die Here Jesus sê, die storms is die toets. Ons weet nie wat in die res van die jaar en in die res van ons lewens vir ons voorlê nie. Ons weet nie hoe groot die storms gaan wees nie, ons weet nie wanneer hulle gaan kom nie. Wat ons wel weet, is dat ons voorbereid moet wees, dat ons verstandig te werk moet gaan. Jy kan jou nie self in 'n kamertjie gaan toesluit en hoop dat daar geen storm sal wees wat jou in jou lewe tref nie. Nee, ons moet as gesinne rondom die woord van die Here bymekaar kom en ons moet leer om ons vertroue en ons standvastigheid in die Here te gaan soek. Ons moet sorg dat ons gesinne geestelik sterk word. Ouers, dit is jou verantwoordelikheid voor die Here. Of jou kinders eendag staande gaan bly in die storms wat in hulle lewens gaan woed of hulle lewens gaan oorspoel, hang grootliks af van dit wat jy hulle van die Here geleer het. Begin daarom vandag met huisgodsdiens en werk verstandig aan julle geloofstandvastigheid. Gaan soek julle krag by die Here. Soek julle rus in die waarheid van sy woord. En luister weer na wat die Here Jesus in vers 26 sê. Jy is dwaas as jy gehoor het en dan nie gaan doen nie. Kom ons bid. Hemelse Vader,
Ons leef soms in tye wat ons lewens onderste bo gooi. En tog moet ons erken dat ons soms roekeloos staan ten opsigte van ons eie geloofstandvastigheid. Ons bid van U, dat U deur die werking van die Gees ons harte so op U sal fokus, dat ons U woord getrou sal bestudeer, dat daar 'n persoonlike verhouding met U sal kom en dat ons daarin sal groei. Here, gebruik die krag van die woord om ons staande hou Here, gebruik die krag van die woord om ons staande te hou in die geloof, sodat ons in die storms nie sal wankel nie. Amen.